Goeienaand almal. Ek wil graag vir Dr. Frederik Maree baie welkom heet. Soos julle weet, of ek vermoed julle weet, Rudy is in Natal, waar hy die Pinkster behartig. En Frederik was so gaaf om in te staan en vir ons hierdie reeks te hanteer. Frederik is by die Huguenote College in Wellington betrokke. Hy is die dekaan van sosiale innovasie. En my begrip daarvan is ook om leiers in die gemeenskap te vestig en dan daai leierskap uit te brei. Maar ek het so rukkie gelede het ek gekyk na die Huguenote College se webblad en toe het ek net hierdie sinnetjie, was my baie mooi wat ek vir julle wil lees, is social leaders serve and bless others. They create beauty in the world, lift the vision of mankind, broaden our possibilities and deepen our life experiences. So, dis onder andere waarmee Frederik homself besig hou. Julle ken seker vir Frederik, hy het al hier opgetree by ons en ons as die kerkraad het al baie tyd saam met ons spandeer, baie produktiewe en lekker tyd saam met ons spandeer. Frederik, baie welkom en weer eens dankie, is lekker om jou hier te hê. Baie dankie, Gys. Ek het nou so lekker sit en luister na die klavierspel. As ons nou nie vir Rudy sê daarvan nie, dan kan ons hom eintlik vir Fani, né? Dan kan hy die hele ding aansit, né? Dit sal help. Ek sien julle kyk my so, nou moet ek dit weer sê. As ons nie vir Rudy vertel daarvan nie, dan vra ons hom elke aand vir ons te speel. En dan sit ek saam met julle lekker en luister aan, wat is net daarna. Maar jou musiek is inspirerend en mens kan sien jy doen dit met hart en siel. Fani, dankie. Het is altyd lekker om erediens te hou as daar so iemand agter jou is, om het daarom net so 'n bietjie op te warm. Vriende, ek sê dankie vir die uitnodiging om hier by julle te kan wees in hierdie Pinkster. Ek gaan 4 momente met julle behandel van wat met 'n mens gebeur as jy die lewende God ontmoet. Ja, so ek gaan nou eers, om julle te beïndruk, gaan ek nou net eers bietjie, jy weet, grand verduidelik. En dan sal ek dit sommer net verduidelik. So ek gaan so 'n bietjie boor in die tradisie van die vroeë kerk, van hoe mense verstaan het wat met hulle gebeur as hulle in aanraking kom met die lewende God in die Christelike tradisie. En die eerste is, die Griekse woord is theosis. Dis om mense het die ervaring van die vroegste tyd af dat hulle dink hulle gaan na God toe, maar eintlik is dit God wat hulle uitnooi. So vanaand, dit is waaroor vanaand gaan, ek gaan vanaand praat oor theosis. Dit kom eintlik 'n bietjie uit die Grieks-ortodokse tradisie uit. Ek gaan die ikoon van Andrei Rublev gebruik as 'n verduideliking daarvan. En dan môre aand gaan dit oor bevryding wat mense ervaar as hulle in aanraking kom met die lewende God. En die term daar is weer is kenosis. Dis om hoe dat God homself eintlik gee vir ons
sodat ons vry kan kom van onsself. En dan die derde aand, ek gaan oor die verwondering van wat in die drie-eenheid, die Vader, Seun en Gees, wat tussen hulle gebeur en hoe ons eintlik uitgenooi word om in daardie gemeenskap van die Vader, Seun en Heilige Gees deel te kan hê. En die Griekse woord daarvan is die perigorese, of mense vertaal dit ook as die dans van God, hoe hulle interafhanklik mekaar nodig het. En die laaste aand gaan oor hoe God, as jy in die teenwoordigheid van God is, bewus daarvan word, dat jy deel word van God se sending in die wêreld, of die Missio Dei. So as jy nou wil, en jy kan net vanaand kom, onthou net hierdie 4 frases, en dan kan jy almal beïndruk met die theosis, en die kenosis, en die perigorese, en die Missio Dei. Ek beloof, ek gaan nie net wetenskaplik of teoreties oor praat nie. Ek wil dit sommer aan jou uitlê oor die verrassing van wat dit is om in 'n verhouding met die lewende God te wees. Ek doen dit omdat in ons kerk, dink ek, is die Pinkstertyd is 'n tyd waar ons spesiaal stil staan oor wat dit beteken om regtig in 'n verhouding met God te kan lewe, en ek sien baie uit daarna om dit bietjie daaroor saam met julle te kan dink. Ons gaan 'n lied sing. Gaan ons 2 sing aan die begin en 1 aan die einde? Of net 1 sing? Net 1 sing. 1 aan die einde. OK. Ek dink Annie gaan dit vir ons wys. Julle gaan moeg gesit raak, staan op en dan sing ons dit lekker saam. Ons gaan vanaand saam lees uit Johannes 13, wat bekend is as die gedeelte waar Jesus Petrus se voete gewas het. So ek gooi water hier in die doopvont. Om ons te herinner daaraan dat almal van ons waarskynlik, toe ons nog nie 'n bewussyn van onsself eers gehad het nie, ergens in 'n kerk het ons ouers ons gebring en is ons gedoop. Die verhaal wat ons gaan lees, vertel hoe dat
Jesus sy disippels se voete was, en dan spesifiek hoe hy met Petrus in interaksie gaan, en Petrus huiwer, of dit nou die regte ding is om te doen. En hoewel dit wonderlik klink, dat die Here ons uitnooi om met hom in 'n verhouding te wees, is dit van ons waarskynlik ook waar, ten minste van my, dat 'n mens soms huiwer as jy by daai punt kom. Kom ons bid saam. Here, U het daar saam met die disippels aan tafel gesit, en ja, tot hulle ontsteltenis het U opgestaan, die kleed van die diensknegt omgesit en hulle voete gewas. As ons weer vanaand daaroor saamdink, Here, nadink, is dit maar 'n vreemde gedagte ook vir ons, dat U so intieme verhouding met ons wil hê, dat U voete was. En nou begin ons vanaand se diens net vir U te sê, sien dit tog raak, en o Gees van God, wil U asseblief die huiwering by ons wegneem, en ons gereed en oopmaak om in hierdie ontmoeting in te gaan. Ons doen dit met vrymoedigheid, Here, omdat ons hier by die doopfont herinner word daaraan, dat dit U is wat inisiatief neem, en elke keer weer vir ons kom haal. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees saam uit Johannes 13. Ek gaan so in die helfte van die hoofstuk begin, by vers 5. Daarna het hy die water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en sê vir hom, en die sê vir hom, Here, gaan U my voete was? En Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. En Petrus sê vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou voete nie was nie, kan jy geen deel aan my hê nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, Here, dan nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. En Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om met die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, nie almal is rein nie. Dan gaan hy voort en hy vertel
hoekom dit nodig is dat die disippels soos wat hy hulle voete was, ook ander se voete was. Die ikoon van Andrei Rublev ontknoop, sal 'n mens sê, die teksgedeelte op 'n baie interessante manier. Van julle sal dalk hierdie ikoon ken, dis een van die bekendste ikone wat uit die ortodokse tradisie uitkom, en daar's 3 figure wat om 'n tafel sit. Die Vader aan die linkerkant, dan Jesus Christus en die Gees word so uitgedruk. Wat ons nou nie mooi kan sien nie, is die ikoon het in sy oorspronklike vorm, hang die tafeldoek af, en dan is daar so 'n donker kol op die tafeldoek, wat oorspronklik 'n spieël was. So die gedagte van die ikoon is, die 3 sit saam en eet aan tafel, maar daar's 'n plek oop. En die plek wat oop is jy en ek. So as ons nader kom, dan sien ons onsself, hoe dat ons deel word van die tafelgemeenskap van die drie-eenheid. Amper soos wat ons teks vanaand verduidelik, dat dit nie net 'n gemeenskap is wat in jou gedagtewêreld bestaan nie, maar dis iets wat so konkreet is, soos iemand was iemand se voete, en iemand maak plek aan die tafel, en jy kan daar gaan sit. Ek was as jong seun in die Noord-Kaap, in die koshuis op skool. En ons het sekerlik maar om die begroting te laat klop, het ons baie dikwels opgekookte kool gehad in 'n bak. Tot vandag toe probeer ek dit vermy, behalwe as dit nou regtig, jy weet nou, noodsaaklik is, eet ek nie opgekookte kool nie, ons het dit genoeg gekry. Maar aan die begin van die maand was daar darm 'n heerlike tamatie en kaas geroosterde laag boop, wat dan die kool 'n bietjie versag het. So jy kon dit darm nou so 'n bietjie meng, en dan kry jy die kool in. Tot ek beland aan 'n tafel waar die tafelhoof, senior seun in die koshuis, besluit het, hy dink hy daarom voorregte aan die tafel wat die ander nie het nie. So wat hy gedoen het, is hy die hef van 'n vurk gevat, en dan het hy nou die vierkantige bak, jy weet, dit so losgesny, en die roast opgerol soos 'n pannekoek. En julle kan nou dink, nie gedeel nie, maar aan sy bord gesit, en dan vir ons die res gesê, julle is welkom om die kool te eet. So, as iemand praat van tafelgemeenskap, dan kom hierdie beeld by my dikwels op van hoe ons hom nou sit te verwens het, dat hy hierdie lekker deel vir hom vat, en ons kry sommer maar net die oorskiet. En daar's 'n manier waarop ons samelewing so gestruktureer is, dat ons op 'n manier selfs mense die reg gee om dit te kan doen, om te sê, as jy nou meer senior is, of wat ook al, dan het jy meer regte, en dan kan jy eintlik eers skep, en dan kry ons maar die oorskiet. In die ou Grieks-Romeinse wêreld, waarin die Bybelteks geskryf het dit ook min of meer so gewerk, dat die koning of die belangrike mense het eerste kos gekry, hulle voete is gewas, ensovoorts. Die teks vertel vir ons dat in ons ontmoetings met die lewende God, die God van die Bybel, Vader, Seun en Gees, dit presies teenoorstaande is.
En as 'n mens jou verbeelding net so 'n bietjie verder neem en die tradisie vat en dit jou help om te verstaan dat jou toenadering tot God, kom ons sê, is soos om aan tafel by God te gaan sit. Ek probeer nie hiermee dit nou vervlak nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Dis 'n intieme, wederkerige verhouding waarin ek nie net met God praat nie, maar waar God my raak sien en plek maak aan die tafel. En in hierdie hele reeks gaan ek probeer om vir jou te verduidelik dat jou verhouding met God is nie net eendimensioneel nie. Daar's 'n Vader wat sorg en wie se voorsienigheid die genade is waaruit ons lewe. Daar's 'n Seun wat sy lewe vir ons gegee het en ons kom verlos het van onsself. En daar's 'n Gees wat ons kom bemagtig. So ons begin vanaand deur net raak te sien dat ons is uitgenooi aan God se tafel. En ek gaan vir jou verduidelik hoe ek dink uit hierdie teks God reageer wanneer ons na hom toe kom. Dit mag wees dat van ons vanaand, soos wat ons in Pinkster onsself weer oopmaak vir God, behoefte het om met die Vader kontak te maak. As dit van jou waar is, sal die Vader vanaand vir jou opstaan en sê, kom sit. Ek sien, jy het moed verloor in die lewe. Ek sien, jy wonder of alles nie maar net tot niet gaan nie. Of die skepping nie net op 'n afdraande pad is, waar alles maar net slegter en slegter en slegter gaan, totdat dit so sleg is, dat ons by die wederkoms kom nie. Kom sit my kind. En ek gaan nou vanaand vir jou as vader sorg, soos 'n pa vir sy kind sorg. En ek gaan jou herinner daaraan, my kind, dat ek nooit my skepping verlaat nie. Al gaan dit hoe sleg. Die slegste in die geskiedenis wat kan gebeur, het reeds gebeur. God het gesterf aan die kruis. Die beste wat kan gebeur, gaan nog gebeur, my kind. Want soos wat die geskiedenis vorentoe gaan, soos wat jou lewe vorentoe gaan, is dit nie op pad na 'n krisis toe nie, maar is dit op pad na 'n meer innige, wonderlike ontmoeting met my. Ek is lief vir jou, my kind. Jy sal nooit verlore gaan nie, want ek is jou pa. Daar is 'n deel van die Christelike familie wat eintlik glo dat ons op pad is na die slegste van slegte. Daarom lees hulle nooit Openbaring nie, want hulle is bang vir al daai drake en al daai goed waarvan Openbaring praat. Terwyl die toekoms is mooi. Want die toekoms word nie bepaal deur enigiets anders as 'n sorgende Vader.
wat sy kinders nooit laat vaar nie. In die onlangse uitspraak daar aan die Weskus, waar 'n ma skuldig bevind is dat sy haar jong, pragtige kindjie verkoop het, sê die regter, vir beide die pa-figuur wat nie haar eie pa is nie, maar wat saam met hulle gewoon het, en vir die ma, julle kan dit gerus gaan lees, sy het julle vertrou. Jy het nog vanoggend vir haar pap gegee, voor skool. En toe het jy haar verkoop. Wat 'n soort pa, wat 'n soort ma is jy? Dat jy dit doen. En so kan ons beelde op beelde opstapel van selfs ons eie poging tot vaderskap en moederskap wat tekort skiet. Ek hoop jy kan vanaand diep asemhaal en net gaan sit, as dit is wat jy vanaand aan behoefte het, by die tafel waar die Vader vir jou opgestaan het. Sê het, my kind, ek sal jou nooit los nie. Baie jare terug het ons as familie slegte nuus gekry dat my pa gediagnoseer is met Parkinsons. En hy het uiteindelik 15 jaar later gesterf. Julle weet hoe Parkinsons maak, dit breek jou liggaam af. En my ma vertel hoe dat sy die aand van haar, jy weet, nadat hulle dit gewoon nie kon slaap, dus sy was natuurlik ontsteld. Maar beleef het dat ergens in die nag, soos sy so, jy weet, so tussen slaap en wakker is, 'n stem vir haar sê, nou my ma is 'n baie rasionele mens, so sy vertel nie sommer sulke goed nie. Alta, dit sal oukei wees. Sal oukei wees. En op sy begrafnis het sy is ook al in haar 80's, sê sy wil iets sê. En toe sê sy, het was oukei. Koos het stelselmatig sy liggaam, later sy geheue verloor, maar sy siel is bewaar. Dit was oukei. As jy bang is vir wat in die wêreld aangaan, teleurgesteld is oor wat in ons stad gebeur, ons land gebeur, dan staan die Vader vanaand op en sê vir jou, kom sit my kind. Ek gaan vir jou bedien. Met die versekering dat dit oukei sal wees. Dit mag wees dat jy vanaand hier sit en jou moedeloosheid nie buite jouself is nie, maar binne jouself is. En jy voel, ek het al so baie kere probeer, maar daar's soveel wat ek nie reg kry nie, wat ek is eintlik gevangene van myself. En dan sal Jesus Christus opstaan en vir jou plek maak en vir jou vertel van die bevryding wat daar in 'n lewe saam met hom is. Van 'n tweede, derde, vierde kans wat hy vir jou gee. En dat daai genade wat voortvloei uit sy onbegrensde liefde, nou daaroor praat ek môre aand 'n bietjie meer,
oor genoeg is. Jy hoef nie te worry nie. Mag ek sê, kom 'n bietjie oor jouself. Is nie so erg nie. Al voel dit vir jou, jy's 'n mislukking. As Jesus jou verwelkom aan die tafel, dan was hy jou, reinig hy jou, begin hy vanaand weer oor met jou. En as jy vanaand kom en dit voel vir jou, ek word oorweldig deur die spoed en die krag van die bose in die lewe. Dit is net te veel vir my. Ek voel magteloos in myself om op te staan en net 'n stem te wees vir geregtigheid, vir liefde. Dan sal die Heilige Gees vanaand opstaan. En vanaand vir jou sê, kom sit my kind, kom sit aan die tafel. En ek gaan jou gawes gee. Gawes van veerkragtigheid, van aanhou, totdat ons oorwin het. Dis die lewende God, sy gemeenskap wat hy aan ons skenk vanaand, waarheen ons naartoe uitgenooi word. Die kos op die tafel, as ek dit nou maar so mag sê, die gemeenskap om die tafel, dit is mooier as wat jy kan indink. Dis lekkerder as wat jy nog ooit kon proe. Dis duursamer as die beste wat ons kan maak. Het Jesus vir die vrou in Johannes 4 gesê, die van hierdie water drink sal jy nooit dors word nie. Sy altyd genoeg hê. Wat 'n wonderlike tradisie het ons nie, dat ons so een keer 'n jaar stil raak, ons self verootmoedig voor die Here, 'n paar aande by mekaar kom, om ons voor te berei vir Pinkster, vir die viering van die uitstorting van die Heilige Gees. Ek hoop, ek breek so bietjie iets vir jou oop, wat vir jou wys dat dit wonderliker is en meerkantig is as wat jy dalk gedink het. Ek gaan dit op die naam sê. Die pad wat die drie enige God met ons verloop, gaan nie oor waantoe jy gaan eendag as jy sterf nie. Dit gaan oor vandag en oor môre, wat dan uiteindelik uitloop in die ewigheid. Ek kom, toe ek 'n baie jong predikant was, kom ek by 'n oom wat sterwend is, wat die ding nie reg verstaan het nie, en hy jy weet, ontmoet my, hy het longprobleme gehad, so die oom kry swaar, hy sê wat sy naam is, en ek stel myself voor, hy sê, jy moet nie worry nie noem nie, my saak met die Here is reg, wat wil jy hê, tee, koffie, whisky, witwyn, rooiwyn, en daarna gesels oor MP van Wyk Lou, wat hy en ek baie lief voor was. So in sy kop het hy gedink, jy weet, dit is jy maak dit nou reg met die Here, dan is dit so, natuurlik is dit waar. Kan nie dit wegvat nie. Maar
ek en die oom toe daai volgende paar maande deurgewerk is, wat sê dit nou vir jou waar jy nou is? Terwyl jy veg met die dood. Jy nie alleen nie, maar die Here is lewend teenwoordig nou by jou, en vanaand gebruik ons die beeld, soos met 'n tafelgemeenskap. Maak die wêreld jou moeg, dan het die Vader vanaand vir jou plek gemaak. Maak jy jouself moeg, dan het Jesus Christus vir jou opgestaan. En voel jy magteloos, jy kan nie meer nie, dan het die Heilige Gees vir jou opgestaan. En vir jou uitgenooi en gesê, kom sit, ek wil graag met jou gemeenskap hê. Amen. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, wat so 'n bietjie van 'n kom ons sê 'n meditatiewe of 'n kontemplatiewe gebed is, wat ek jou uitnooi as jy ergens môre tyd het, dat jy dit sommer by jou self sal doen. Dis 'n gebed, 'n baie bekende teks, wat ek so bietjie op 'n herhalende manier sê, sodat jou gedagtes uiteindelik op God self fokus. So, kom ons raak stil. Wees stil en weet, ek is die Here, jou God. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Om by U te kan wees. Om aan U tafel te kan sit, Here, is beter en mooier as enigiets in die lewe. Amen. Dis maklik, nee, julle sal dit kan doen. Ons gaan 'n slotlied sing. Ek gaan, terwyl ons die lied sing, gaan ek by die doopfonds staan, vir indien daar iemand is wat net wil herinner word, dat jy gedoop is, met ander woorde, uitgenooi is en ontvang is deur God, dan kom jy vorentoe, en dan gaan ek 'n waterkruis in jou hand maak. So dis net om jou te herinner, en dalk wil jy dit sommer net vanaand voel. Ons staan op, en dan sing ons, en die van julle wat wil, kom vorentoe, en ek gaan 'n waterkruis in jou hand maak. Dankie. Die Here sal ons met sy
gou om. Daar's hy. Daar's hy. Kom ons sit maar so lank terwyl ons klaar maak en Fanny, jy sê jy vir ons speel. Jy moet nou hard werk vanaand, asseblief. Dankie.
die seën uitspreek. Ons het 2 wonderlike kleinkinders. Hulle is aangenome kinders. En elke aand dan moet die oudste wat nou al 4 jaar oud is, moet hy sê, ek is Henry. Ek is gekies. Ek is geliefd. Ek is aangeneem. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees word vir elkeen van ons vanaand gegee. Amen. Ek het nagelaat om te sê, daar's nou sop en broodjies, so ek nooi almal uit om dit te kom geniet. Annie, waar gaan ons? Sy saal, so ons gaan hier uit in sy saal toe. Baie welkom.